mense, wat 'n wonderlike voorreg is dit om weer vanoggend met ons erediens te kan begin. En ek kan nou nie julle glimlagte sien, want ek my masker afhaal sodat julle daar in my glimlag kan sien. En dit is ons vreugde om hier saam te wees. Ons vra net as julle sin, moontlik kan julle maar die maskers net draai rukkie afhaal, maar dan weer maar terugsit ter wille van ouer mense in ons gemeente, dat ons maar die maskers 'n bietjie aanhou. En dan maar die afstande tussen ons ook maar kyk. Ons gaan nie eers vanoggend na die erediens nie. Ek dink dit is nog onder vlak 1, is dit nog aanbeveel dat dit nie geskied nie. En die katekisasie, ons is besig om onder ons kategete bietjie te kyk wat die reaksie is. En die kategete sal bietjie reageer en dan sal ons dit aan die gemeente op die besluit vir die katekisasie bekend maak. Die ander afkondigings gaan ek na die erediens afkondig. Kom ons begin ons erediens en ons sing saam lied nommer 155. Die eerste tot die 3de vers. Verhef ons harte tot U Heer, laat U liefde ons regeer. Lied nommer 155 vers 1 tot 3 en ons doen dit staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Terwyl ons so staan, kom ons sing saam Psalm 118, waarvan die eerste en die 5de vers. Psalm 118 vers 1 en vers 5. Kom loof die Heer se liefdesdade, getuig staan oor Israel. Amen.
Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Amen. Geliefdes, ek gaan vir u die wet van die Here voorlees, soos wat dit staan in Deuteronomium hoofstuk 5. Moses het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê: Israeliete, luister na die voorskrifte en bepalings wat ek vandag hier in julle teenwoordigheid aankondig. Julle moet dit leer, dit gehoorsaam en daarvolgens lewe. Die Here, ons God, het by Horeb 'n verbond met ons gesluit. Dit is nie ons voorvaders met wie hy hierdie verbond gesluit het nie, maar ons almal wat hier is en nou lewe. Nou lees ek weer 'n bietjie verder aan. Die Here het gesê: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons lees tot so. Kom ons sit nou en by ons sit. Psalm 25 vers 2. Leer my Heer die regte lewe, wys die regte pad in my hart. Oh
almagtige, ewige God. Ons loof en ons dank U alleen. U is goed vir elkeen van ons. U is groter as enige iemand op hierdie aarde. U is magtiger as enige iets wat gebeur. En in U hande lê ons heil, ons hele bestaan en ons lewe. Here, sorg U vir ons en gee ons die krag wat ons nodig het. Dit is in dankbaarheid dat ons vanoggend hier saam is. Dankbaarheid omdat ons na so lang tyd waar ons nie kon saamkom nie, weer vanoggend, so op die afgelope 2 vorige Sondae, te kan begin om saam te kom en U op hierdie wyse te eer en te aanbid. Ons weet, Here, dat dit die manier is wat U graag sou wou hê dat ons moet saamkom. En 'n gehoorsaamheid wil ons dit doen. Maar ons weet dat omstandighede in ons land so was dat ons op 'n ander manier U moes geëer het. Maar U het vir ons behoed en bewaar. U het ook in hierdie tyd mense uit ons midde uit weggevat. En daaroor is ons jammer. Maar ons vind ons troos in U alleen. Spreek U nou deur die woord ook met ons. As ons uit die Bybel uit lees, gee dat ons beter sal verstaan en dat ons met meer oortuiging U kan dien. Help ons om nie geestelik moeg te raak en moed op te gee. Ons bid dit, Here, alleen in Jesus Christus op naam. Amen. Geliefdes, uit die woord van die Here wil ek vir julle 'n gedeelte lees uit Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs hoofstuk 11 en ek gaan lees van vers 1 tot vers 12. Die opskrif in hierdie gedeelte is wat geloof is. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dit is immers vanweë hulle geloof dat daar oor die mense van die ou tyd met soveel lof getuig is. Omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die onsigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. En dan begin hy om 'n aantal mense op te noem wat as voorbeelde vir ons dien. Omdat Abel geglo het, het hy 'n beter offer aan God gebring as Kain. Vanweë Abel se geloof het hy van God se bevestiging ontvang dat hy 'n opregte man is. Want God het sy offers aangeneem. En deur dieselfde geloof spreek hy nou nog, al is hy reeds dood. Omdat Henog geglo het, is hy weggeneem sonder dat hy gesterf het. En hy was nêrens te vind nie, omdat God hom weggeneem het. Van hom word getuig dat hy, voordat hy weggeneem is, geleef het soos God dit wou. As 'n mens nie glo nie, is dit onmoontlik om te doen wat God wil. Wie tot God nader,
moet glo dat hy bestaan en dat hy die wat hom soek beloon. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Omdat Abraham geglo het hy gehoor gegee toe God hom geroep het om weg te trek na die plek toe wat hy as erfdeel sou ontvang. Hy het weggetrek sonder om te weet waar hy sou uitkom. Omdat hy geglo het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in 'n vreemde land. In tente het hy daar gewoon. En so ook Isak en Jakob wat saam met hom erfgename van dieselfde belofte was. Want hy het uitgesien na die stad wat vaste fondamente het en waarvan God self die ontwerper en bouer is. Omdat Abraham geglo het hy hoewel Sara onvrugbaar was en hy al te oud, krag ontvang om 'n kind te verwek. Omdat hy God wat hy beloof het getrou geag het. Die gevolg was dat daar van een man, 'n man wat meer 'n kind kon verwek nie, kinders afgestam het so talryk soos die sterre van die hemelruim en so baie soos die son van die see. En dan wil ek net die laaste 2 verse van die hoofstuk ook lees, vers 39 en vers 40. En hoewel daar oor hulle almal van wie hulle geloof met soveel lof getuig is, het hulle nie verkry wat God beloof is nie. Omdat God vir ons iets beter beoog het, sodat hulle nie sonder ons die volëinding sou bereik nie. Ons lees tot sover. Ons fokusverse vanoggend, vers 1 tot 3, die kan ek maar daar lees op die bord. Ek wil vir die kinders maar net iets sê van onsigbare geloof. Ek wil al die kindertjies moet hulle oor gou toemaak. Maak julle oor so met julle hande toe. Kijk daar, dokter toe op die voet. Dit is as 'n mens nie kan sien nie. As 'n mens nie kan sien nie, dan kan 'n mens nie sien wat om jou aangaan nie, en dan kan jy partykeer as jy so in 'n donker, goed, nou kan jy weer oopmaak. Wat is die dingetjies wat ons nie in jou lewe kan raak sien nie? Ek dink as jy vir mamma en pappa lief het, dan is dit ietsiekie in jou hart. Mens kan dit nie sien nie. Jy kan nie liefde wys nie, maar jou dade kan dit wys. En vanoggend leer ons dat geloof, as jy in die Here glo, dat hy jou lief het, geloof werk baie op dieselfde manier. Geloof is iets wat ek in my hartjie het. Niemand kan dit sien nie, maar ek sien dit in hoe ek optree. Met ander woorde, dit wat in my hartjie is, beïnvloed die manier wat ek optree. As ek vir mamma en pappa lief het, dan gaan ek in liefde optree teenoor hulle. As ek geloof het, gaan ek op sekere maniere optree. En nou leer hierdie gedeeltjie die Bybel vir ons, dat ons, as ons in ons hartjies geloof het, moet ons 'n gehoorsaamheid aan die Here optree. Ons moet altyd die regte dinge doen soos wat die Here van ons verwag ons moet doen. Dit is iets wat ons nie kan sien nie, maar wat vir ons in ons dade baie groot invloed het. Baie dankie. Wys my jou geloof. Dit is wat ons nou laaste sien. Deur die mooi dinge wat jy doen. Kom ons sing saam. Lied nommer 241, vers 3. Deur u seun skenk u genade in geloof neem ek hom aan.
is dit wat jou deur droogte as jy 'n boer is, deur swaar omstandighede en deur moeilike tye dra? Ek het gewonder waaroor ek vanoggend wil preek. En toe so 'n week terug luister ek oor die radio en was daar 'n jong boer vir wie hulle hierdie vraag gevra het. Wat is dit wat jou dra deur al die droogtes? Wat is dit wat jou help om moed te hou, om nie moedeloos te word? Toe was sy antwoord, my geloof. My geloof dra my. My geloof gee vir my moed. Ek nie moedeloos word. My geloof help my. Wat is dit wat ek in glo? Wat is hierdie dinge wat ek moet ophoop, wat ek nie kan sien? Hoe werk dit? Hoe werk dit in my lewe? Hoe werk dit in jou lewe? Die logiese gevolg as ek oor geloof preek, is dat ek na die hoofstuk in die Bybel gaan wat oor geloof handel en wat eintlik eie is aan geloof in die hele Bybel. Dis soos as ek oor liefde wil praat, dan gaan ek 1 Korintiërs 13 toe. Dis die hoofstuk in die Bybel wat handel oor liefde. Of as ek oor die wapenrusting van 'n gelowige wil preek, dan gaan ek Efesiërs 6 toe. So is Hebreërs 11 die hoofstuk wat oor geloof handel. Nou gaan ons vanoggend sien dat hoofstuk 10 en hoofstuk 12 belangrike dinge sê, sodat ons hoofstuk 11 ook beter kan verstaan. Geliefdes in ons Here, in Hebreërs 11 vers 1 gee die skrywer aan ons 'n praktiese beskrywing van wat geloof is. Daar staan: om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien nie. En die res van die hoofstuk bestaan uit verskillende voorbeelde van mense uit die Ou Testament wat geloof gehad het en wat dit op 'n sekere manier uitgeleef het. En dan die laaste 2 verse, vers 39 en vers 40, gee eintlik vir ons 'n samevattende opsomming van wat in hierdie hele hoofstuk staan. Maar die tema van geloof word in Hebreërs 12 verder gevat as daar staan: terwyl ons dan so 'n groot skare geloofsgetuienis rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, die oog gefestig op Jesus, die begin en die volëinde van die geloof. Ons het so mooi voorbeelde: Abraham, Isak, Jakob, Noag, Abel, noem maar op, Henog, wat nie eens gesterwe het nie. Hy was so groot mens. Ons kan maklik hulle as ons voorbeelde vat. Maar Hebreërs sê nee. Ek noem al hierdie mense op, maar laat ons oë op Jesus Christus plaas. Dit is waarom dit so belangrik is. Daardie verse in hoofstuk 12 vers 3. Dat ons oog altyd vestig op Jesus Christus. Al hierdie geloofsgetuies help ons om een mens raak te sien, Jesus Christus. En nou word geloof saamgevat in Jesus Christus wat die begin en die volëinde van die geloof is. Wat het Jesus Christus gedoen? Hy
Hy het na die aarde toe gekom as mens. Hy het swaar gekry. Maar hy het nooit sy doel waaroor hy op hierdie aarde is, laat vaar nie. En hy het tot aan die einde daarvan, totdat hy gekruisig moes word. Terwyl hy geworstel het om, dink maar aan die tuin van Getsemane, om aan die kruis te moes hang, daardie lyding te moes ondergaan. Maar hy was die volleinde van die geloof. Hy het tot die einde toe vasgehou. Dit is waarop ons oor moet vestig. Daar staan in hoofstuk 12 vers 3 van Hebreërs: hou hom voor oë, wat so 'n vyhandige optrede van die sondaars teen hom verdraai. Dis nie hierdie mense wat vir ons die voorbeeld is. Dis Jesus Christus. En nou skryf die skrywer van Hebreërs vir gelowiges wat ook in 'n sekere tyd gelewe het. Wat was hulle agtergrond? Daar staan in Hebreërs 12 vers 3 dat daar sekere gelowiges is wat moeg geraak het en begin uitsak het en moed opgegee het. Hulle het geestelik moeg geraak. Hoekom het hulle geestelik moeg geraak? Die Hebreërbriefskrywer verwys spesifiek na mense wat met groot opgewondenheid tot die Christelike geloof toegetree het. Maar toe begin moeg geraak het en wat teruggegaan het na die Joodse godsdienst en al die Joodse gebruike. Of wat 'n kompromie begin aangaan het tussen dit wat die Jode gesê het, die Joodse godsdienst en die Christelike godsdienst. Nou die Joodse godsdienst was gekonsentreer in die Ou Testament, met al die offers en met al die dinge wat hulle in die Ou Testament, al die wette van die Ou Testament. En eintlik is ons vrygemaak daarvan as Christene. Nou hierdie mense het weer begin om hierdie kultuur van die Ou Testament, hierdie kultus, het hulle begin, al die offers nakom, alles wat die Jode het hulle weer begin doen. Maar hy het ook swaar gekry. Daar was dalk rede om moedeloos te word. Daar staan in Hebreërs 10 vers 33 en 34 die volgende. En dan loof die Hebreërbriefskrywer hierdie gelowiges. En dan sê hy, deels het julle deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting julle gemaak. En deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. Julle het met die gevangenes meegevoel gehad en toe op julle besittingsbeslag gelê is, het julle dit met blymoedigheid aanvaar. Nou was daar mense onder hulle wat dit nie meer so blymoedig aanvaar het nie. Wat begin in opstand kom het, wat geestelik begin uitsak het. Want om te bly glo, vra van my vastigheid. Vra van my om nie geestelik moeg te word. Nou wil ek vir julle vra. Ons gaan ook deur 'n tyd van swaar kry. Maar ons nie ook geestelik moeg nie. Is ek of jy nie geestelik moeg nie? Begin ons nie uitsak. Maak ons nog net soveel erns met dit waarin ons glo as voorheen. Begin ons nie ook moedeloos word. Rig jou oë op Jesus Christus. Die begin en die volleinde en die leidsman van ons geloof. Dit gee vir ons al krag. Maar wat is dit wat ons moet aan vashou en nie moet wankel as ons swaar kry? As ons elke dag ons werk moet doen. Kom ons sê eers wat geloof nie is nie. Geloof is nie sommer maar net 'n emosie. Dis nie maar net 'n gevoel wat ek in my het, dat ek moet goed doen, dat ek beloon gaan word.
Geloof is nie dat ek maar net hoop op die beste nie. Dis nie die geloof wat daar van my gevra word. Die geloof wat van my gevra word, is om seker te wees van die dinge wat ons op hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En as ons nou die Hebreëse manier van skrywe goed ken, dan sal ons gou agterkom, hier staan eintlik twee dinge, maar hulle is nie los van mekaar. Die Hebreërbriefskrywer sê eintlik presies dieselfde ding. Hy sê ons moet nie twyfel, ons moet seker wees, ons moet nie wankel nie. Staan vas op dinge wat jy hoop. En daai hoop is die dinge wat ek nie sien. Dis waarom ek vir die kinders gesê het, maak julle oë toe. Nou sien ons. Nou geloof het te doen met die dinge wat ons nie sien. En wat is hierdie dinge wat ons nie sien? Wat ons op hoop? Daarvoor vra ek julle aandag 'n bietjie om terug te gaan na die vorige hoofstuk, Hebreërs hoofstuk 10. En daar word van dinge gepraat. Daar staan dat ons hoop gerig moet wees op besittings wat beter en blywend is. Hoofstuk 10 vers 34. Besittings wat nie vergaan. In vers 35 staan daar, ons hoop is gerig op 'n groot beloning. Dis inderdaad 'n beloning. Ek gaan net nou sê wat hierdie beloning ook spesifiek is. En in vers 36 staan daar, ons hoop is gerig om te ontvang wat hy beloof het. Wat hy, die Here, beloof het. In ander woorde, dit het te doen met 'n beloning. Dit het iets te doen met die beloftes van die Here. Dit het iets te doen met 'n blywende besitting wat ons het. En as ons mooi dit ontleed, dan is dit iets wat in die toekoms lê. Dis iets wat ons nog nie het nie. Jy het nog niks wat blywend is. Alles wat jy het, gaan verby. Dit kan seer kry. Dit kan weggevat word. En jy moet daar sonder klaar. Alles. So dit wat die Here beloof, dit wat ons op hoop, is iets wat blywend is. En dis die beloftes van die Here, maar is spesifieke beloftes. Dis beloftes wat in die toekoms gaan waar word. So geloof het te doen met dinge wat ons in die toekoms gaan ontvang. Dis waarom ons dit nog nie sien. Dis dinge wat ons in die toekoms gaan ontvang. Al die dinge is dinge wat voor lê. En dit is wat ons geloof sterk. En dan gaan hy verder en hy sê, met hierdie hoop op dit wat jy in die toekoms gaan kry, lewe vandag jou lewe. Ander woorde, dit wat in die toekoms gebeur, gaan beïnvloed hoe jy vandag dink, en hoe jy vandag gaan doen, en wat jy vandag gaan doen. Dit het 'n invloed op hoe ek lewe, die sekere manier wat ek gaan optree, die manier wat ek gaan die dinge doen, dis nie net lippediens, dis nie net 'n belydenis, dis iets wat werklikheid word in my lewe. Ek glo dit in die toekoms, maar ek lewe dit vandag uit. Dit beteken dat ons glo, byvoorbeeld in die gereformeerde kerk, ons glo in die genade alleen. Ons glo in Jesus Christus. Ons glo deur geloof alleen kry ons deel aan die saligheid. Dis dinge wat in die toekoms lê, wat ons lewe elke dag beïnvloed. En dan gaan hy en hy gaan kyk na mense wat dit so gedoen het. Hy gaan kyk na Abel wat geglo het. En hy het 'n beter offer vir die Here gebring, omdat hy geglo het as Kain. Hy gaan kyk na Abraham wat geglo het. Abraham wat van
plek na 'n onbekende plek getrek. Net omdat hy geglo het. Hy het geglo en die Here het hom geroep en hy het 'n sekere ding gedoen. Kyk na Jakob. Jakob wat die Here het 'n belofte gegee. En toe het hy al twee seuns van Josef ook geseën as sy eie seuns en vir hulle 'n seën gegee. Hy het opgetree. Moses. Hy het Egipte verlaat sonder dat hy vir ou Farao bang was, vir die koning van Egipte bang was. Omdat hy geglo het aan dit wat die Here beloof het. Selfs Rahab, die prostituut, word later genoem. Sy het geglo in dit wat hulle vir haar gesê het, en sy het die verspieders vriendelik ontvang, en sy het self nie omgekom, nadat die Here die stad verdelg het nie. Geloof laat 'n mens sekere dinge doen. Dit is nie net verniet, dat daar in Hebreërs 10 vers 38 staan, en wie deur my vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Omdat hy glo in dinge van die toekoms, sal hy vandag lewe, sal hy doen. Geloof is nie net 'n belydenis, dit moet uitgelewe word. Jou geloof, jou hoop, jou sekerheid oor die toekoms het 'n impak op jou lewe vandag. Dit is wat daai jong boer ook gesê het. Wat help hom deur sy swaar kry? Sy geloof. Dat hy kan vashou, dat hy kan opkyk, dat hy kan glo in die beloftes van die Here. Daarom gee hy nie nou moed op nie. Daarom gaan hy nie nou geestelik moeg word nie. Hy hou vas aan daardie beloftes. In die toekoms. Weet jy wat tref my daarvan? Ons kan so maklik ons geloof verloor oor dinge wat nou gebeur met ons. Dan verloor ons geloof. Ons droogtes raak te erg, ons kry te swaar, ons word siek. En daarom is dit so belangrik dat ons hoor wat hier vandag staan. Jou geloof is in die beloftes van die Here. Jou geloof is in die werklikhede wat eendag vir jou gaan aanbreek. Daarom kan dit nie beïnvloed word deur jou huidige omstandighede. Daarom moet jy nie uitsak. Daarom moet jy nie moedeloos word. Nou is dit interessant, in Hebreërs 11 vers 3 word daar iets verder genoem. Daar staan, ek lees dit weer vir u, omdat ons glo. En nou skielik, as hy nou praat van al die gelowiges, dan sê hy, omdat ons glo. Dan praat hy met die gelowiges van vandag. Wat glo ons? Ons weet dat die wêreld deur die woord van God geskep is. In 'n woorde, ons glo iets wat evolusioniste, ouens wat in die evolusie leer glo, nie glo. Heidene glo dit nie. God het die wêreld geskaap. Ons glo dit. Hoekom? Omdat hy dit deur die woord van God geskaap het. Hy het net 'n woord gespreek. Maar daardie woord gaan verder. Daardie woord beteken ook die woord van God. Die woord van God wat ons in die hele Bybel het. Dis die woord van God. So hoe gaan ons geloof sterk maak? Hoe gaan ons groei in ons geloof? In hierdie toekomstige beloftes van die Here. In die beloning wat die Here vir ons gee. Ons gaan ons meer verdiep in sy woord. Ons gaan dit bestudeer. Dis hoe ons geloof gaan versterk. Dis hoe ons minder gaan twyfel, minder geestelik gaan moeg raak, gaan uitsak, as ons die woord van die Here bestudeer. Want dit is die woord van die Here wat die skepping moontlik gemaak het. En die skepping is vir ons werklikheid. Ons sien dit raak. Ons lewe daarin. Ons sien dit om ons. Die bome, die plante, alles om ons is deel van die skepping. Ons sien dit. Daarom is dit wat vir ons dra. Dis geloof. Die woord van die Here. En daarom, geliefdes, ek wil aan die einde sê,
Gelowiges in die Ou Testament word geprys vir hulle geloof. Maar sommige van die Hebreërs word nie geprys, want hulle het geestelik moeg geraak. Hulle het uitgesak langs die pad. Wat van jou? Kan jy soos daardie boer in die begin sê, wat dra my deur my swaar kry? Wat dra my deur my siekte? Kan ek opkyk en sê, weet jy, daar is beloftes in die toekoms van verlossing en dit alles te doen, want Jesus Christus, ek rig my oë op hom. Dit wat hy gedoen het, sy verlossing. Dit wat geloof my beloof dat ek versoening ontvang eendag. Dat ek beloning eendag gaan ontvang. Ek rig my oë daarop. Daarom wou ek vandag geloof. Tree ek op as 'n gelowige. Word ek nie geestelik moeg. Bestudeer ek my Bybel. Jy een van die wat geestelik moeg word? Of is jy een wat glo, alhoewel jy nie nou al alles sien wat jou vir jou eendag beloof word? Amen. Ons bid saam. Ons Vader in die hemel, ons dankie dat U ook geloof in ons harte werk. Help ons om oortuig te wees van elkeen van U beloftes. Soos wat die skepping om ons dit kan sien en deur U woord geskep is, so is U beloftes. Elkeen waar vir ons ook in die toekoms. En dit help ons om nie moedeloos te word nie. Dit help ons om nie uit te sak nie. Here, dra U ons, gee U vir ons die krag, gee U vir ons die moed. Lei U ons op U pad. Ons bid vir elkeen in die gemeente, ons bid vir die wat siek is. Ons bid dat U vir hulle sal dra, krag gee, en gesondheid gee. Ons bid vir die wat ouer is. Ons bid dat U in besondere mate ook vir hulle sorg. Ons bid vir ons jong mense. Ons bid vir die wat op skool is. En dra U elkeen. En dat ons kinders ook van geloof kan leer. Dat hulle ook daarin sal kan vasstaan. Dat hulle ook besef wat dit alles is. Lei U hulle en gee U vir hulle die krag wat hulle nodig het. Ons bid ook vir ons kerk. Ons bid, Here, dat U vir ons sal help om U woord te verduidelik, U woord te verkondig, U woord te preek, sodat ons in die geloof kan groei, kan sterker word in die geloof. Lei U ons elkeen, beskerm en bewaar U ons. Ons bid vir ons land. Ons bid dat daar gou oplossings mag kom vir hierdie krisis waarin ons is, en die pandemie waarin ons is. Ons bid dat die oplossings ook so kan wees, dat ons ook U heerlikheid daarin kan raak sien. En besef hoe bevoorreg ons as gelowiges is, om in U gegrondves te kan wees. Lei U ons, lei U ook die besluitnemers in ons land. Ons bid dit alles, Here, om Jesus Christus ontlang. Amen. Geliefdes, ons het by die kollekte het ons, die kollektes van ons by die deur op. Die sakkies wat by die deure staan, word vir die Emeritaatfonds gegee. So ons vra dat jy 2 keer kollekte gee as jy by die deure beweeg, en dat jy nie wondel by die deure nie, dat ons so kyk as daar nie te baie mense is nie, dat ons dit probeer. So ons hoef nie allemaal gelijk uit te beweeg, asseblief. En dan die staande sakkie word vir die Emeritaatversorging, en die diakens gaan op 'n sakkie hou. Daar's 2 deure wat oop is.
Ek dink die een deur is daardie deur en dan daai kant is daar ook 'n deur. En die sakkie wat die diakens dra, daarin is die barmhartigheid. Die gooi die fondse in die barmhartigheid. Kom ons eindig ons erediens en ons sing saam Psalm 509 van die eerste, tweede en vierde vers. Op berge en in dale en oral is my God. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees is met elkeen van u. Amen. En dan het broeder Dirk vir ons gevra dat die kommissies
kommissies wat datums op die almanak volgende jaar wil plaas vir sekere byeenkomste, dat hulle dit asseblief sal weergee. Broeder Willie sal ook van die kommissies en van die voorsitters daarvan kontak en vir datums vra. Baie dankie vir u teenwoordigheid vanoggend. Onthou om weer die maskers aan te sit as u die kerkgebou verlaat en dan beweeg ons bietjie weer na mekaar. Baie dankie.